Die huwelik. Ons lees 1 Korintiërs 7 vers 1 tot 40. Dit wil voorkom asof verskeie mense vir Paulus briewe geskryf het oor die probleem van prostitusie. Hy noem dit dat mense al vir hom briewe oor geskryf het om antwoorde te kry. Vandag word die vraag selfs nog moeiliker, sodat selfs die teoloë sit en kopkrap en oral probeer hulle vure doodslaan. Alles het begin by oeroupa en ouma Adam en Eva en die begeertes van daardie jare af in 'n mens wat in 'n mens brand. Die probleem is net dat party mense se begeertes soveel erger brand. Hierdie probleem kom egter al lang pad. Paulus het dit sommer al duidelik gesien daar in Korinte. Daarom skryf hy hierdie hoofstuk in groot detail en hy draai nie doekies om nie. Maar ek moet bieg dat ek eendag 'n paar vrae vir Paulus het wanneer ek hom sien, want sommige van sy redenasie verstaan ek glad nie. Gelukkig is ek darm nie die enigste nie. Selfs Petrus het geskryf dat hy Paulus nie altyd lekker verstaan nie. In Korinte was daar destyds 'n baie sterk eindverwagting. Gelowiges het geglo dat die wederkoms van Jesus enige oomblik kon plaasvind, en so het Paulus ook geglo. Dit is natuurlik ook reg dat ons so moet lewe asof die wederkoms vandag kan plaasvind. Die probleem is egter dat jy so vasgevang kan raak in jou wederkomsverwagting, dat jy heeltemal perspektief van die lewe kan verloor. 'n Goeie balans sal wees om Jesus vandag terug te verwag, maar jou lewensbeplanning te doen, asof hy eers oor 1000 jaar sal kom. In die lig van hierdie wederkomsverwagting wou die Korintiërs weet van die alledaagse dinge en hoe om dit te hanteer. Oor seks was daar 2 moontlikhede. Die eerste was om dan maar totaal losbandig te lewe, net soos dit dikwels vandag ook die geval is. Dit sou beteken dat die man maar vrylik omgang kon hê met sy slavinne, hulle was immers sy eiendom. Bordele was boonop vrylik beskikbaar vir elke man se genot. En dit lei natuurlik ook tot allerhande ander verhoudings buite die huwelik. Die tweede stroom het weer die totaal teenoorgestelde siening aangehang van totale onthouding, wat eintlik 'n uitvloeisel was van die asketiese beweging. Dit het behels dat daar 'n totale selfverloning moes wees op verskillende terreine van die lewe en dat jy jouself geheel en al van die wêreld moes onttrek. Volgens hulle was geheel onthouding van seks 'n voorwaarde vir geestelike groei. In die geskiedenis het al twee hierdie sieninge 'n groot invloed gehad op die mensdom. In die 60er jare het ons byvoorbeeld die hippie beweging gehad met "Make love, not war" as hulle slagspreuk, waar vrye seks aan die orde van die dag was. In die Victoriaanse tyd was dit presies die teenoorgestelde. Enige seks, selfs binne die huwelik, is gesien as sonde. Paulus stel dit baie duidelik, dat slegs die derde opsie regverdigbaar is. Dit behels dat seks slegs beoefen mag word tussen 'n man en vrou in 'n normale monogame huwelik met 'n lewenslange verbintenis. 'n Koerantredakteur het eenmaal gesê dat 'n koerant soos 'n goeie vrou is. Elke man moet sy eie hê en hy moenie sy buurman sinne lees nie. Uit wat Paulus sê, is daar 'n paar dinge waarby ons nie verby kan kom nie. 'n Huwelik is ewig en dit mag nie verbreek word deur 'n egskeiding nie. Buiten in baie spesiale gevalle.
Die hedendaagse tendens van reeks-monogamie, waar mense aanhou trou en skei, is volgens Bybelse standaarde onaanvaarbaar. Ek lees eenmaal in 'n beeld van 'n man wat al 11 keer getroud en geskei is. Hoeveel keer was Liz Taylor nou weer getroud en geskei? Polygamie, waar 'n man meer as een vrou mag hê, was wel 'n Ou Testamentiese gebruik, maar nêrens in die Nuwe Testament word dit geregverdig nie. Die hele debat oor saambleiery word in hierdie hoofstuk baie reguit beantwoord. Daar is absoluut geen gronde om saambly te regverdig nie, en dit is dus 'n sondige verhouding. Gedurende 'n Daniël-konferensie wat in ons gemeente gehou is 'n paar jaar gelede, het een van die jong manne tot die besef gekom dat sy saamblyverhouding nie volgens God se wil is nie. En net daar neem hy die besluit en vra die leraar om hom en sy meisie te trou. Is jy dalk in so 'n verhouding? Dis nie te laat om dit reg te stel nie. Doen die regte ding. Buiteegtelike verhoudings en wat ook al is verkeerd, breek daarmee. Paulus sluit af met sy eie opinie dat hy dit beter ag om nie te trou nie, want dan kan jy jou beter aan Jesus toewy. Dis egter slegs sy opinie. My eie opinie is dat die huwelik jou verhouding met Jesus aanvul. In ons huwelik werk dit. Hiermee wil ek vir my eie mosbolletjie dankie sê dat sy my huweliksmaat is vir byna 52 jaar al en dat sy my so wonderlik aanvul. Kom ons bid. Here, dankie vir my huweliksmaat. Hou my asseblief getrou aan haar vir altyd. Amen.